Paulus waarsku ons in 2 Timoteus 3 vers 1, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. En hy voeg by in vers 5, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag daarvan sal nie ken nie. Dit verg nie veel om raak te sien dat ons hierdie woorde voor ons oë sien afspeel nie. Onderwysers sê hoe moeilik dit is om dissipline te handhaaf as ouers kies om eerder hulle kinders se kant te neem, wanneer die kinders se verkeerde gedrag aan die lig kom. Een van die probleme is dat ons gesonde rolmodelle vervang het met mense wat op sosiale media die regte hoeveelheid volgelinge het. Hoe het dit met ons gebeur? Iemand vertel by wat sy werk gebeur het. Ek het met iemand gepraat oor sekere beginsels van wat reg en verkeerd is. Die ander persoon het geantwoord, dit is goed as dit vir jou werk, maar niemand moet sy sienings op ander mense afdwing nie. Hy sê, ek sê toe, dankie en staan op om die kantoor te verlaat, op pad uit, vat ek sommer die persoon se tablet van sy tafel af en begin daarmee uitstap. Jy kan dit nie doen nie, skree hy. Die man het gesê, ek dink nie dis verkeerd om jou tablet te neem, as dit gemaak het ek my werk beter doen nie. Ek sou jou nooit probeer dwing om my oortuigings hieroor te aanvaar nie, want soos jy gesê het, ons moet tog nooit ons idees op ander afdwing nie. C.S. Lewis, die bekende Engelse skrywer, het geskryf, sodra mense ophou om in God te glo, is die probleem nie dat hulle niks sal glo nie. Die probleem is eerder dat hulle enige iets sal glo. En dis presies wat ons rondom ons sien gebeur. Vir baie beteken vryheid die reg om te doen wat ek wil, nie die reg om te doen wat ek veronderstel is om te doen nie. Nou, menseregte is natuurlik vir 'n Christen belangrik, mits dit gegrond is op die woord van God. Met ander woorde, die Christen glo dat menseregte afgelei is van die beeld van God in ons, nie omdat dit deur die grondwet op ons afgedwing word nie. Wie sy verantwoordelikheid hieroor nalaat, herinner ons aan die storie van die muis wat vir Padda gevra het om hom te help om aan die ander kant van die rivier te kom. Die Padda was bereid om die muis te help op voorwaarde dat hy nie die muis sou vashou nie, maar dat die muis hom aan die Padda sou vasmaak. En hy het in die water begin swem met die muis op sy rug, maar toe skielik het hy diep in die water begin insak. Die muis het verdrink, en het later bo begin drywe. 'n Reier het die muis gesien en hom opgepik. Ongelukkig vir die Padda was die muis nog steeds aan hom vasgemaak, en het hy deel van die reier se aandete geword. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons ook hierdie week in U naam kan afsluit. Dat ons hierdie Vrydag kan ingaan met die wete, ons is deel van die oplossing, nie van die probleem nie. Dankie dat ons in Christus U genade kan uitlewe. Amen.